Goeienaand. Vanaand wil ek graag met julle iets interessant deel uit die woord. Iets wat te doen het met die simboliek van klippe en vergifnis. Nou goed, gaan jy my vra, Jene, wat het klippe te doen met vergifnis? Oral in die woord lees ons dat mense gestenig word met klippe, reg? Nou, daar is 'n interessante gedeelte in die woord in Openbaring wat ek vir julle van wil vertel. En hierdie gedeelte gee 'n nuwe simboliek aan 'n klip. Ek sê ook dat dit is een van die klippe wat eintlik die mees waardevolle klip gaan wees wat jy ooit sal ontvang. As jy nou dink aan jou diamantring klip. Nou, in Openbaring 2 vers 17 wil ek graag vir jou lees. En dit sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal hom gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskryf, wat niemand ken nie, behalwe die een wat dit ontvang. Nou, as jy my vorige video gekyk het, waar ek vertel van Josua en die water van die Jordaan wat teruggetrek het tot in die stad Adam, sal jy ook nou verstaan van die klippe. Maar net om terug te gaan daarna toe, in Josua 4 lees ons die mense wat deur die Jordaan moet trek. En die priesters wat hulle voete teen die oewer van die water sit, en soos wat die water hulle voet raak, trek die water terug tot by die stad Adam. En dan later kom dit oor die ark, sy plek waar hulle gestaan het, tot in die dieptes van die dooie see. Nou, dan in hoofstuk 4 lees ons verder in Josua, waar God bevel gee vir Josua en sê, Josua, kry een van elkeen van die 12 stamme, en dat hulle daar in die Jordaan, voordat die water natuurlik teruggeval het in die dooie see, dat hulle daar elkeen 'n klip optel om 'n altaar te bou op die oewer, waar hulle deurgegaan het in die beloofde land in. En nie net enige klip nie, dit moes gewees het soos wat die bevel gesê het in Josua 4, die klippe wat aan die voete van die priesters geraak het waarop hulle gestaan het. Daarvan moet hulle vat. Nou, dit is belangrik en die simboliek daaraan is eintlik so mooi en diep. Jesus wat die hoë priester is ook een wat vir ons 'n klip gaan gee. Nou, die klip wat jy gaan kry in Openbaring vir oorwinning oor jou sondes, en as jy nou verstaan van Josua se storie in my vorige video, sal jy verstaan van sink in die see en oorwinning oor sonde, en daai klippe word 'n altaar van gebou. En hierdie altaar, sê God dan, moet vir ewig onthou word. En dit is interessant, want daai selfde tipe klip is wat die fondasie bou van jou vergifnis, of die simboliek daaraan in die boek van Openbaring. Nou, wanneer jy jou sonde oorwin het, en jy sink nie meer diep in die see van sonde nie, en jy kry ook tyd om bo op die water te loop soos Jesus bo die sonde in die dieptes van die see, dan het jy oorwin, en jy word dan gegee 'n klip, 'n wit klip met 'n nuwe naam op. Nou, waar kom hierdie tradisie vandaan? Nou, in die antieke tyd, in die tradisie en kulture van vergifnis, het dit so gewerk. Dat wanneer ek kwaad is vir iemand anderste, dan het ons bymekaar gekom met 'n paar mense, as natuurlik die wat moet sien en moet hoor. En ons het in die veld bymekaar gekom, waar ons elkeen dan 'n klip sou optel. Nou, op die klip het ek my naam dan uitgekap, en die ander persoon sy naam op sy klip uitgekap. Nou staan ons reg oor mekaar, en ons probeer hierdie probleem uitsorteer. Maar as ons nie tot 'n kompromie kan kom en vergifnis kan kom vir ons probleem nie, of ons dispuut teenoor mekaar nie, dan gaan ek daai persoon met my klip stenig, en hy met my.
Nou, as ons 'n kompromie kan bereik en ons kan in ons harte vind om mekaar te vergewe, dan het ons klippe geruil en die persoon het 'n letter van sy naam aan my letter gevoeg by my klip en ek het op my klip 'n letter van my naam ingegrafeer aan sy naam. En dan het ons hand geskit of hoe ook al en ons het huis toe gegaan. En daai klip het jy dan neergesit in die antieke tradisie by jou voordeur, by die fondasie van jou huis. En wat beteken dit? Wel, die tipe simboliek wat gebruik was in die antieke kulture het beteken dat die naam van die persoon met 'n letter van my naam wat bygeheg is en die klip wat ek dan sit by die fondasie van my huis is soos vandag se moderne paspoort. Gee daai persoon dan toegang tot my huis, soos 'n familielid, heeltemal vergewe en ons mag nooit weer oor die dispuut praat nie. En die hele dorp was in die veld saam, so hulle weet dat daai dispuut is afgehandel en niemand praat nou meer daaroor nie. En almal wat verby die huis stap sal ook sien, o, daar's die persoon se naam met 'n letter aan vergewe. Totaal en al welkom in die huis, soos familie. Nou, as ons nou weer teruggaan na Openbaring 2 vers 17, dan sien ons dat Jesus gee ook vir jou 'n wit klip met 'n nuwe naam op. En dit is wat dit so kosbaar maak, is die tradisie van die klip. Jy het dan ten volle vergewe toegang tot die huis van God. Asof jy familie is natuurlik. En dit is wat die beteken is van hierdie klip is. Nou ons lees op ander plekke ook van die klippe en soos wat ek nou gesê het in die begin, dat Josua 4 moes hulle klippe vat wat aan die voete van die priester geraak het en dan 'n altaar gebou het vir herinnering. Waarom dan? Want soos wat hulle deurgetrek het en die water tot by stad Adam weggetrek het, en Jesus sê, ek was jou sonde van een geslag tot 'n ander en sit dit in die dieptes van die see, het daai water aan die einde oor alles gegaan en in die diepte van die Rooi See geland in Josua 3. Nou, presies dieselfde ding. Jesus is die hoëpriester en soos wat hulle moes klippe vat wat aan die priester se voete geraak het in die Jordaan, gee Jesus nou vir ons daai klip as hoëpriester van Godheid, terwyl hy in die Jordaan gedoop was, wat ook in Josua dan beskryf word, en gee vir ons daai klip met 'n nuwe naam op, totaal en al vergewe, welkom in sy huis, soos familie. 'n Ander plek waar ons ook kan sien, waar klippe in 'n veld gebruik word vir oorwinning oor sonde, is natuurlik Dawid. Dawid het klippe gaan optel en vir Goliat verslaan in die veld, ook met die baie mense wat daar gestaan het en gesien het wat gebeur, en so het hy ook gewys die krag van 'n klip. Nou, hierdie tipe simboliek is om ook te wys van 'n nuwe naam, 'n nuwe plek, wanneer ons kan plek vind vir vergifnis. Nou, as Jesus vir ons toegang kan gee tot sy huis, soos familie, vir altyd en ewig, en die altaar in Josua 4 wat hulle gebou het, as 'n onthou altaar vir die vergifnis en deurtrek van sonde van Adam tot in die dooie see, net so moet ons harte ontvanklik wees vir vergifnis van ander, en ons moet ander vergewe soos wat hy ons vergewe. Nou, in vandag se lewe hoef ons darm nie meer in die veld by mekaar te kom en mekaar met klippe te gooi, of selfs vir mekaar nuwe name op klippe te skryf en by die voordeur neer te sit natuurlik nie. Maar ons hart is ook 'n voorstelling van 'n harde hart of 'n sagte een. Jou hart moet sag wees en nie soos 'n klip wat doodgooi nie, maar soos 'n klip wat vergifnis wys. Die nuwe naam wat jy kry op jou wit klip in Openbaring is omdat God regtig in die antieke taal elke letter het 'n betekenis gehad en hy las 'n letter van sy naam aan jou om jou roeping groter te maak, jou gebied uit te brei, vir jou 'n nuwe naam, want jy het 'n ander roeping in hom gekry. Net soos wat hy ook Jakob na Israel toe verander het
en hy het 'n hele nuwe roeping gekry, en Abraham na Abraham, en Sarai na Sarah, net so vervul met God se letter van vergifnis en toekoms, is hulle toegerus om te gaan uitbrei in die grondgebied van God, en so vir hom te werk. Nou, ek hoop jy het iets geleer vanaand van klippe, iets geleer vanaand van vergifnis, en as jy die vorige video sal wil kyk, waar ek verduidelik van die vergifnisproses deur die Jordaan en Jesus wat op water loop, dan sal jy hierdie groter prentjie beter ook verstaan. Nou ja, kom ons vind dit in ons harte, om nie mense dood te gooi met dinge wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar eerder hulle te seën met ons roeping in God, want ons het tog 'n mond gekry om hulle te seën, soos daai eerste letter van jou naam wat op die klip gelas word vir vergifnis en uitbreiding van gebied, soos familie in die Vader.